Goeiemôre, ek groet julle hier uit Kempton Park uit. Wat 'n wonderlike voorreg om julle volgende weer te bemoedig. Dankie dat julle ingeskakel is en dankie dat ons kan saam op die Here kan vertrou. Want sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid. Hy is vir ons en nie teen ons nie. Jy weet, as ons net die Here kan dien, as ons net kan vashou, as ons net kan uitsien, die plan wat hy het, die gedagte wat hy het, dit wat hy in stoor het vir my en vir jou, is dit awesome, is dit amazing, maar die ding is, ons kan nie op ons eie insig, ons eie krag staat maak nie, want ons sal dit nie kan maak nie, ons gaan faal, maar as ons die Here aan ons kant het, weet ek, die Here sal ons deurdra, op faal ons kan ons weer opstaan, en op die Here vertrou, en die Here sal saam met ons wees, deur die vuur, en hy is God, en hy is groot, hy is magtig, hy die krag, hy die heerlik, en hy besit alles, en daarom wil ek jou vanoggend sê, moenie moedeloos raak nie, moenie gedaan raak nie. Jy weet, as 'n mens kyk na die tye van Moses hulle in die woestyn, en dis eintlik 'n amazing tyd, toe die volk gememoreer het, toe die volk teen God gedraai het, toe daar nie 'n God aan hulle kant was nie, het die Here op een plek die aarde oopgemaak, en hy het hulle lewendig ingesluk, sê die woord van die Here. Die aarde het al die mens lewendig, en dan sê die Bybel vir ons hierso, hierso in Psalm 107 vers 39, toe het hulle min geword, weggesink deur die verdruk van onheil en kommer. Dit beteken as hulle memoreer, worry, sê daar is nie 'n God nie, hulle die hele tyd net fout soek, hulle wil nie op God vertrou nie, hulle soek allerlei verskonings om nie die Here te dien nie, het die volk min geword, en om te sê, wat gaan ons vanaand eet, en hulle kom kommer, mense, in ons lewe vandag, bekommer ons ook, maar ons bekommernis kan ons lei na siektes toe, na hartaanvalle, beroertes, allerlei siektes, en weet jy wat, hoekom moet ons doodgaan as ons net ons bekommernis vir die Here kan gee? As God 'n God vir ons wil wees, as ons net op die Here kan vertrou, as ons net saam met hom kan wees, en sê, Here, in U glo ons, op U vertrou ons, maar nee, die Bybel sê dit so mooi, vervloek is die mens wat vertrou op 'n mens. So ja, want ons wil eerder 'n mens, ons wil gaan, dan sou ons sê, broer, suster, ons vertrou jou, gaan jy ons help, gaan jy, en dan maak ons planne, want ons gehardloop na mense toe, plaas daarvan, dat ons na God toe hardloop. Maar die ding is, ons kan na God toe hardloop nie, want ons roof hom, ons besteel hom, ons pleeg sonde, ons sterg die Here, en dan sit ons en wonder, hoekom antwoord die Here ons nie? Want ons bedrieg onsself, en die gees van die Here kan nie in ons wees nie, want baie van ons sê, ja, ons is gevul met die Heilige Gees, maar jy maak die bruid van Jesus self. Jy self staan teen die kinders van die Here op, jy oordeel, jy speel baas, doen dit, doen dit, dis nie jou seed nie. Die Here het nêrens vir jou gesê, jy moet die oordeel neem, die Here het nie nêrens gesê, jy moet so te kere gaan soos waar nie, en dan vloek ons, kel ons mekaar so, en dan skeer ons mekaar so, en dan sê ons gevul met die gees van die Here, dit hoort nie by 'n kind van die Here nie. 'n Kind van die Here, ek wil jou vanoggend bemoedig en vir jou sê, moenie gelykvormig raak met die wêreld nie. Open jou oë, die woord van die Here sê hierso in Psalm 107 vers 42, die opregte sien dit en is bly. Halleluja. Maar die ongeregtigheid hou sy mond toe.
want hulle kan niks praat van God se goedertierenheid nie. Hulle kan niks sê nie, hulle kan nie sê God is goed nie. Die mense wat die onreg doen, die mense wat die onreg liefhet, die mense wat die leuen glo, vashou, kan nie saam met ons bly wees nie. Hulle is dikbek, hulle is suurgesigte, hulle trek mekaar in. Hulle lewens getuig hoe suur en hoe drup hulle is. Ons kinders van die Here het blydskap in ons harte, ons het blydskap, ons sien uit na vandag 'n goeie dag, die Here is saam met my, die Here dra my deur, die Here voorsien my, en die Here is vir my, en daarom sal ek nie meer stil bly nie, daarom sal ek jubel en juig in die Here, daarom sal ek verkondig, dis die dag wat die Here gemaak, en ek sal my verbly, en nogtans sal ek my verbly, prys die Here, iemand kan sê amen en halleluja. Want die woord sê die opregte sien dit, jy aanskou dit, jy beleef dit, jy leef daarin, want jou hart is in die Here, jy's een in die Here, saam met die Here, jy bedrieg God nie, jy gee nie voor nie, jy lewe 'n heilige lewe, al sê die mense wat, want hulle wat altyd eerste klippe gooi, dit is hulle wat agter die deur staan. So hulle moet nou begin klippe gooi, dat daar genoeg klippe kan wees, wat op hulle, laat ek kan vuur op die kole kan gooi, in die naam van Jesus Christus van Nasaret, want geen wapen wat die duiwel sal gebruik, sal teen my prosper nie. So in hierdie naam van Jesus Christus beveel ek om daai monde vandag stil te maak, in Jesus naam. Ja, hierdie woord is so opreg, hy sê die opregte sien dit, en is bly, Hoekom is die mense wat, het altyd 'n bekleier, hy is altyd 'n moeilikheid, en daar's altyd probleme, en, want hulle het die ongeregtigheid lief, hulle kan nie verstaan nie, want hulle oë is verblind, hulle hart is toe, so hard soos 'n klip, maar as jy in Jesus is, met Jesus is jy bly, dis nie 'n bly van hierdie, as iemand jou help en dit en nou is jy bly daar, dis 'n ander tipe vreugde wat in jou, dis 'n vreugde wat tot in jou siel, in jou hart gaan, omdat die Here daar is, jou blydskap is nie net vir 5 minute nie, hy is vir elke uur, elke dag, elke moment, elke maand, elke jaar, is jou blydskap daar, by die Here, want hy is die een wat jou bly maak. Mense, kom ons dien die Here, kom ons loof en ons prys hom, kom ons eer en verheerlik sy heilige naam, in die magtige naam van Jesus Christus van Nasaret. Ek loof en ek eer. Here, amen. Ja, kom ons bid. Ja, Here. Here, Abba Vader, ons kan dit vanoggend voor die almag wees, ons kan dit voor die troon van genade wees. Here, ons kom vanoggend om dankie te sê vir Jesus Christus van Nasaret, wat gesterf het vir ons aan die kruis. Dankie, Here, dat hy al ons sondes op hom gedra het. Dankie dat hy die dood oorwin het, opgestaan het uit die dood uit. Here, Vader, dankie, Here, vir nog 'n geleentheid, nog 'n dag wat ons deur die genade van U ontvang het, Here, om te beleef, Here, dat ons saam met die Heilige Gees, in die Heilige Gees kan wees, dat die vuur uit die hemel uit kan val, Here, dat ons die beloftes kan ontvang. Here, Vader, dankie, Here, dat ons weet, hierdie dag is die dag wat die Here gemaak, en in hierdie dag sal ek my verbly. Here, daarom bid ek, Here, en ek sê dankie, Here, dat die opregte kinders van U, die grootheid, die magtigheid, die heerlikheid, die liefde, die vrede, die vreugde, die barmhartigheid, U goedertierenheid kan sien, elke dag, elke moment, en Here, dankie, Here, dat ons weet, Here, U Heilige Gees hou ons trou, Here, dankie, Here, en ons vra U, Here, ondersoek ons harte, sien of daar enige bedrog in ons harte is, Here. Here, Vader, Here, ons bid vanoggend en ons vra, Here, vergewe Suid-Afrika. Here, vergewe ons manne, ons vrouens, ons kinders, mense wat voorgee, hulle dien U, Here, waar U weet, hulle lieg, nie net vir U nie, maar ook vir die Heilige Gees, o Here.
Here, vergewe, Here, vergewe ons volk, ons oortredinge, vergewe ons asprusheid, Here, vergewe ons, Here, ons smeek U, Here, bring ons manne, ons vrouens, ons kinders weer terug op hulle knieë, Here. Here, help ons om eerder tyd met U te bestee in plaas daarvan, Here, om ons oë op ander dinge te hê, ons hart in ander rigtings te stuur. Here, help ons volk, Here, wees ons genadig, wees ons barmhartig, Here. Here, ons bid ook vir Israel, ons vra U om saam met Israel te wees, behoed en beskerm Israel, elke man, elke vrou, elke kind daar, Here, voorsien hulle, seën hulle, Here. Here, dankie, Here, dat ons weet, dis die volk wat U uitgekies het. Here, versterk hulle, gee hulle leiers goeie insig, wysheid en kennis, o Here. Ons dink ook in Jerusalem, ons bid vir die vrede van Jerusalem, want dis die stad waarin U naam leef, Here. Here, my God, ek kan bid U en ek loof en ek prys U en ek vra dit in die wonderlike naam van Jesus Christus van Nasaret. Here, Vader, o Here, deur die krag, tot die heerlikheid van U heilige naam, o Here. Ja, onze God, die God van Abraham, Isak en Jakob, Jehovah, Here, Yahweh, onze Vader, die almagtige God, Here, deur die krag van die Heilige Gees. Amen en amen en amen. Prys die Here vanoggend. En dankie dat julle, ek sien nou dat Ina is ingeskakel, dankie dat Ina ook ingeskakel is, saam met my gebid het, en prys die Here. Mense, sien uit wat die Here vandag in store het, glo in die Here, vertrou die Here, weet die opregte kinders van die Here, sien die goedertierenheid en die guns en die genade en die barmhartigheid en die liefde van die Here raak. Want die Bybel sê die ongeregtiges hou hulle mond. Mense wat voorgee, mense wat God bedrieg, kan nie saam praat nie, want hulle lieg. En mense, kom tot werklike bekering en bekeer jou. Draai terug na die waardige God toe. Die Bybel sê, dis erg om in die hand van 'n lewendige God te val. En die Bybel sê ook in die oordeelsdag, gaan daar tyd wees wat die mense gaan kom en hulle gaan vir die Here sê, Here, Here, in U naam het ons gebid. Dan sê die Here, gaan weg, ek ken jou nie. Asseblief, maak eerder seker, jou naam is in die boek van die lewe. Moenie voorgee nie, moenie God bedrieg nie, en dien die Here met 'n opregte hart. Dien hom. Moenie laat die Here eendag vir jou sê, gaan weg, ek ken jou nie. So ja, onthou vanaand, dit kom saam, ons is waar ons net gaan prys en worship vanaand, dis om 7:00 of hier op Facebookblad. So wees geseën, wees gegroet van my kant af, shalom julle. Bye bye julle.